Hallo almal, in hierdie video bespreek ek graad 9 funksies en verwantskappe en ek gaan samenvrae met jou behandel. Vraag 1. Die volgende reël word gegee. P is gelyk aan n² minus 3. Stel 'n tabel op met invoer of insetwaardes 1, 3, 7, 10 en voltooi dan die tabel. So dis eintlik net 'n basiese vraag, kom ons doen hom. Wat jy dan nou nodig het is jou tabel en nou moet jy mooi verstaan dat hierdie dingetjie, dat die n, dit gaan op die ou einde 'n koördinaat wees en dit gaan jou x-waardes wees, maar nou hierso is dit n, so dit is die invoerwaardes. En dan die p gedeelte, dit gaan jou y-waarde wees of jou uitvoerwaarde, so p. Dan, wat is nou die invoerwaardes? Dit is 1, 3, 7, 10. So ons gaan nou oral, binne in ons, daardie is eintlik 'n vergelyking, al het hulle dit nou 'n reël genoem, gaan ons nou binne in daardie vergelyking in n se plek in vervang. So ons eerste invoerwaarde is dan nou 1, so in n se plek binne in 'n hakkie vervang ons 1 en ons kry 1 se kwadraat beteken ons 1 maal 1 wat 1 is, minus 3, dan is p gelyk aan min 2. So die ooreenstemmende uitvoerwaarde of uitsetwaarde, hang af hoe jy dit nou ken, gaan daar by p min 2 wees, toe die invoerwaarde 1 was. Ons volgende invoerwaarde is 3, so binne in ons vergelyking, in n se plek, in 'n hakkie vervang ons 3, 3 kwadraat beteken 3 maal 3, wat 9, minus 3 is 6. So ons uitvoerwaarde, waar die invoerwaarde 3 was, is 6. Ons volgende invoerwaarde is 7. So binne in ons vergelyking, p is n² minus 3, in n se plek vervang ons 7. 7 kwadraat beteken 7 maal 7, dis 49, minus die 3 is 46. So die ooreenstemmende uitvoerwaarde daar by 7 is 46. En dan is ons laaste invoerwaarde is 10, so in n se plek gaan vervang ons 10 en ons kry 10 kwadraat. En onthou 10 kwadraat beteken 10 maal 10, dis 100, minus 3 is 97. So ons ooreenstemmende uitvoerwaarde is 97. En dis die antwoord. Vraag 2 vra, die tabel toon die verwantskap tussen x en y aan, en dan gee hulle vir jou die tabel, in die boonste ry is 1, 2, 3, 4, dan is daar 2 wat nie daar is nie, en 'n 10, en dan jou tweede ry is y se waardes, die ooreenstemmende y-waardes. Nou vra die vraag 2.1, voltooi die tabel. Nou weet jy wat, 'n mens het 'n probleem hier, om die tabel te voltooi, moet jy nou eers 'n bietjie gaan dink, wat het gebeur? Hoe, as jy na jou eerste waardes kyk, hoe het invoerwaarde 1 3 geword? En dan gaan ek vir jou sê, vraag 2 vra, skryf 'n formule neer om die verwantskap tussen y en x aan te toon. So my raad aan jou is, as 'n mens die formule kon raak sien, dan gaan dit baie makliker wees om die tabel te voltooi. So ek sou gewag het met nommer 1 en eers nommer 2 gedoen het. Nou goed, waar gaan ons nou begin? Kom ons kyk na ons eerste kolommetjie hier, waar ons 'n invoerwaarde van 1 het en 'n uitvoerwaarde van 3. In ons tweede kolommetjie het ons 'n invoerwaarde van 2 en 'n uitvoerwaarde van 6. So dit lyk amper of daardie 2 wat na 3 toe gegaan is, 2 wat na 6 toe gegaan het, met 3 vermenigvuldig is. Kom ons kyk na hierdie derde kolom. Ons invoerwaarde was 3 en ons uitvoerwaarde is 9. So 3 het 9 geword. Hoe? Hy is met 3 gemaal.
Kom ons gaan toets nou daardie maal 3 met die eerste kolom. Die invoerwaarde was 1 en die uitvoerwaarde is 3. Werklik, die 1 is met 'n 3 gemaal om 3 te word. Dus, om vraag 2 te beantwoord, is die formule y is gelyk aan 3 maal x. Dit is 3 en dan x is die invoerwaarde. So nou is dit baie makliker om die tabel te voltooi. Want kyk nou, ons volgende invoerwaarde is 4. So eintlik al wat jy doen, jy weet mos nou, jou formule is y is gelyk aan 3 maal x. So nou, in x se plek vervang jy 4 en jy sê 3 maal 4 is 12. So jou volgende uitvoerwaarde daar sal 12 wees. Wag met 18 en 24, want hulle is nie x-waardes nie, hulle is y-waardes. Kom ons gaan gou na 10 toe. Stem jy saam, hier by 10, binne in jou formule, y is gelyk aan 3x. 10 is 'n invoerwaarde, so in x se plek gaan vervang jy 10, en dan is 3 maal 10, 30. Dus daar by 10 is jou uitvoerwaarde 30. Nou kom ons gaan kyk nou na daardie uitvoerwaardes wat gegee is, die 18 en die 24. Nou stem jy saam, dit is 'n uitvoerwaarde. En ons vergelyking is y is gelyk aan 3x, 3 maal x. En daardie 18 is 'n y-waarde. So nou gaan sit jy 18 in y se plek, nie in x se plek nie. En dan deel ons met 'n 3 aan die linkerkant en wat ons links doen, doen ons regs. Onthou jy moes mos die hoofstuk gekyk het oor algebra, sodat jy hierdie vergelyking kan oplos. So jou antwoord daar sal dan wees 18 gedeel deur 3 is 6. Dus is jou ooreenstemmende x-waarde invoer dan 6 daar. En dan die volgende ene is daar 'n 24 as 'n uitvoerwaarde. So in jou formule, y is gelyk aan 3x, in y se plek, gaan skryf jy nou 24 is gelyk aan 3x. En dan deel jy met 'n 3 en jy deel met 'n 3, x is gelyk aan, en dan is jou antwoord 8, want 24 gedeel deur 3 is 8. En daar het jy nou jou tabel voltooi, en dan nou nommer 2 het ons gedoen, die formule was, y is gelyk aan 3x. Vraag 3. Bestudeer die volgende diagram. Nou goed, dan kyk ons na die diagram. Figuur 1 sien ons 'n vierkant. Figuur 2 is daar nog vierkante en in figuur 3 is daar nog meer vierkante. Dan ons tabel. Die boonste ry sê figuur en x en dan is daar 1, 2, 3, 4, 5 en 6. En dan die volgende ry sê aantal vierkante, dit is nou y. Nou vra die vraag 3.1, voltooi die tabel. Nou om die tabel te voltooi, kom ons gaan na figuur 1 toe. En hoeveel vierkante sien jy? 1. Figuur 2, hoeveel vierkante sien jy? Jy kan hulle tel, daar's 4. Figuur 3, hoeveel vierkante sien jy? Kom ek gaan saam met jou tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So daar is 9 vierkante in figuur 3. Nou, om die res van die tabel te voltooi, nou moet ons dink, want daar is nou nie meer figure nie, so ons moet nou 'n patroon raak sien. Nou, hoe gaan ons die patroon raak sien? As ons hier na figuur 2 toe gaan, na daardie ene. Die 2 het 'n 4 geword. En die volgende ene het die 3 'n 9 geword. So vir my lyk dit of daardie getalletjie daar, die 2, gekwadreer was, want 2 se kwadraat is 4. En as ons na die volgende een toe gaan, 3 se kwadraat is 9. En selfs as ons na die eerste een toe teruggaan, 1 se kwadraat is 1, want 1 kwadraat beteken 1 maal 1. Dus gaan
hier by figuur 4 se aantal vierkante gaan wees 4 gekwadreer is 16. En dan verder 5 gekwadreer is 25. En om die patroon te herhaal, 6 gekwadreer is 36. En daar is jou tabel voltooi. Nou vraag nommer 2, beskryf in jou eie woorde die patroon wat jy raak sien. So wat het ons gedoen? Jy kry y se waarde wanneer jy x kwadreer. Vraag 3. Skryf 'n formule neer om die verwantskap tussen y en x aan te toon. Jou formule sal wees y is gelyk aan x kwadraat. En jy sal sien daardie x word dan nou eintlik verteenwoordig deur die figuur. Hier is 'n boodskap van my hondjie, Karossie Valentino. Vraag 4. Teken 'n vloeidiagram van die reël a is gelyk aan min b kwadraat met invoerwaardes van -1, 2, 4 en skryf die ooreenstemmende uitvoerwaardes neer. So nou gaan ons hard werk. Daar is ons vloeidiagram. Binne in ons vloeidiagram gaan ons die min b kwadraat skryf en dan het ons invoerwaardes en ons gaan die uitvoerwaardes bereken. Ons eerste invoerwaarde wat ons hier gekry het, gaan wees -1 wat ons gaan invoer. Daar is ook 2 wat ons gaan invoer en daar is ook 4 wat ons gaan invoer. Kom ons begin by min b kwadraat, die formule, en ons gaan by -1 begin. Nou onthou bietjie, wanneer jy invervang, moet jy baie hakkies gebruik. So dit is min en dan in b se plek hakkie -1 se kwadraat. En nou moet jy versigtig wees, 'n mens gaan eers sê -1 gekwadreer beteken -1 maal -1 wat +1 is. En dan gaan jy laastens gaan jy sê die min maal 'n plus is 'n min. So ons ooreenstemmende uitvoerwaarde waar die invoer -1 was, is dan ook -1. Ons volgende invoerwaarde is 2. Binne in b se plek, binne in 'n hakkie, vervang ons 2 en nou wag ons eers met hierdie min voor en ons gaan eers sê 2 se kwadraat beteken 2 maal 2 wat 4 is en nou gaan ons die min in vermenigvuldig en ons kry die uitvoerwaarde is -4. So daar is ons uitvoerwaarde. En dan ons laaste invoerwaarde, daai bloue is 4. So in b se plek binne in 'n hakkie vervang ons 4. Ons wag met die min. 4 se kwadraat beteken 4 maal 4 wat 16 is. Positief 16 en nou vermaal ons die min in. 'n min maal 'n plus is 'n min 16 en ons ooreenstemmende uitvoerwaarde daar is min 16. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. In die volgende video behandel ek nog eksamenvrae oor funksies en verwantskappe.